spreek die woord. Ons Hemelse Magtige en Vader, Here, baie dankie vir die werk dat ons vanoggend hier so by mekaar kan kom. Here, help ons asseblief dat ons vandag se boodskappe kan laat inneem en dit sal kan bypas in ons alledaagse lewe. Here, ek vra dat jy asseblief saam met ons van vandag dat ons na die kerk sessies weer veilig vir hy sal aankom, dat ons veilig sal wees vir die paaie en dat vandag woord op vervaar van ons aanval. Here, ons is dankbaar vir alles wat U vir ons doen. Ek bid in Jesus naam alleen. Amen. Ek het nou na Mario geluister en gedink ek, die Here bring mense pad waar jy dink jy kan nie voor mense praat nie, en waar jy stil is en jy is maar altyd half eenkant en op 'n dag gaan staan jy hier voor en die Here help mense. Ek onthou eendag wat ek moes preek, die kinders my gesê, maar Tannie lyk baie bang. Ek maak is baie bang. Ek sal nie hier staan as ek nie vir Here se genade is nie. Ons het nou vanoggend gesing van Koning van my hart, Koning van my lewe. As die Here jou koning is, dan maak hy groot verskil in jou lewe en hy verander jou en jou hele lewe verander. Ons het ook gesing van die Here se genade. En my boodskap sluit natuurlik aan by die liedjies wat ek gekies het. So kom ons kyk waaroor praat ons vandag. Maar voor ons begin, laat ek gou net weer bid. Mario het gebid, maar kom net graag vir die woord op bid. Okay. Here, vir U baie dankie sê dat ons vanoggend met die lekker reën hier in 'n gemeente kan sit waar die ander mense se liefde kan aanvoel word. Dit 'n besonderse gemeente is, 'n besonderse gebou. Ook aan die kante waar die vars lig kan inkom. Hier ons min kerke wat hierdie voorreg het wat ons het en ek wil vir dankie sê daarvoor. Maar bovenal wil ek vir dankie sê dat U by ons is en dat ons vandag sonder om bang te wees vir ons lewens U woord kan oopmaak en kan lees en kan meer leer van U. Ek wil U vra dat U met my sal wees, dat ek die woorde sal reg sê, dat ek die woord sal uitdra soos wat U wil hê ek moet dit doen. En ek wil vra dat U met die mense se harte sal regmaak om dit ontvang, dat die wie dit met hoor, dit sal hoor. Ek wil vir net dankie daarvoor. Amen. Goed, wanneer Pastoor Martie my vra om te praat, partykeer so rukkie voor dit, dan vra ek of Here, wat moet ek volgende moet praat? En dan gewoonlik ag jy my net so sinnetjie. Dan moet ek in die woord gaan soek. Waar is hierdie sinnetjie en wat gaan ek daaroor sê? So ek begin met net 'n sinnetjie en op die einde het ek so baie, want soos wat mense in die woord gaan dieper kyk, is daar so baie wat jy kry. En dan moet ek dit nou weer minder maak, dat dit nie vir ewig hier staan nie. So, vanoggend wil ek praat uit Johannes 21, vers 15 tot 19. En ek hoop julle het julle Bybels gebring. Want ek voel dat, ek weet nie of julle met my saamstem nie, maar tegnologie is 'n wonderlike ding. Maar partykeer kan 'n PowerPoint en mense aandag aftrek. As jy 'n Bybel het, wil ek vra dat jy sal saam lees, anders moet maar net mooi luister. En ek gaan heel wat lees, maar hopelijk sal julle kan bybly. So, het is belangrik dat as julle kan julle Bybels bring, is lekker om saam te lees. Skiet? Ek gaan nou sê. Goed, so ek het gesê, my skrif is Johannes 21, vers 15 tot 19. Maar net om vir julle 'n bietjie agtergrond te gee, gaan ek die hele Johannes 21 lees. Dit is 'n vreeslike mooi gedeelte. Dit is nadat Jesus opgestaan het uit die dood wat hierdie gedeelte gebeur. En ons gaan baie van Petrus lees, maar kom ons lees saam. Goed, so van vers 1 af. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. En hy het so verskyn. Daar was bymekaar Simon Petrus en Thomas, wat Didymus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus, en twee van sy disippels, en twee ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe het al dag geword, het staan Jesus op die strand. Maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee.
En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van die visse was hulle nie meer in staat om dit uit te trek nie. Daarop sê die disippels, die een vir wie Jesus liefgehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boekleed om, want hy was naak, en werp homself in die see. Maar die ander disippels het met die skytjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skei geklim en die net op die land getrek. Vol groot visse, 153 in getal, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet, en niemand van die disippels het gewaag om hom uit te vra nie. Uit te vra, wie is u nie? Omdat hulle gewis het wie dit was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hom gegee, en so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. So hier begin maar eintlik 'n versgedeelte. Toe dit dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier. Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die 3de maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die 3de maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek, en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy wil wees. En net tot sover toe vereers. Goed, nou, ek weet nie, ek hoop almal van julle ken die omstandighede van Petrus. Julle weet hoe Jesus voordat hy dood is, het Petrus vir hom gesê, Here, ek is bereid om te sterwe vir u. En Jesus het hom gevra, is jy regtig bereid om dit te doen? En hy het hom gesê, ja Here. En die Here het hom gesê, voor die haan 3 keer kraai, gaan jy my 3 keer verloor. En so dit gebeur, dat Jesus gevange geneem is, en voordat hy gekruisig is, het iemand by Petrus gekom en hom gevra, maar jy was saam met daardie man. En Petrus het vir hom gesê, nee, ek ken daai man nie. En so dit gebeur 3 keer, en die haan 3 keer gekraai. Nou hierdie gedeelte is nou na Jesus opgestaan het, en wat vir my interessant is, wat ek nooit raak gelees het nie, is dat Jesus eerste aan Petrus verskyn het. Daar was 2 mans van die Maies, aan wie hy verskyn het, maar die 2 mans het gesê, dat hy reeds aan Petrus verskyn het. So Jesus het, nadat hy opgestaan het, nadat al die goed met hom gebeur het, het hy eerst aan Petrus verskyn. Hy het, die Bybel sê nie vir ons wat tussen hom en Petrus gesê is nie, maar hy het aan Petrus verskyn. En toe hy, die tweede keer het hy aan die disippels verskyn, en daarna die 3de keer, is nou hier so op die strand, waar die disippels vis gevang het, en Jesus op die strand vir hulle gewag het. So dit is net so 'n bietjie agtergrond. Nou my tema vandag, die sinnetjie wat aan my kop was, toe ek hierdie hele boodskap begin uitwerk het jy my waarlik lief? En dis ons vraag van vanoggend, en ek gaan so 'n bietjie rondom dit praat. So in hierdie gedeelte sien ons hoe Jesus, nou na alles wat gebeur het, ek dink Petrus moes vreeslik sleg gevoel het oor wat gebeur het. Hy gaan vang vis en hy kom hier op die strand, en Jesus is daar op die strand, met 'n vuurtjie, en 'n lekker gemoedelike lyn, en hy wag vir hom daar met ontbyt. Die vis wat hulle gevang het, maak hy vir hulle gaar, en hy gee dit vir hulle,
En hulle is saam met die disippels wat saam met Petrus is, hulle is saam met Jesus op die strand. En dit is net 'n lekker gemoedelike lyn, daar's niks van snaakse gevoelens, maar tog dink ek in Petrus se hart moes dit seer gewees het. En nou kom Jesus met hierdie vraag. En hy vra die eerste keer vir Petrus. Die manier wat hy vir hom vra, ek het dit gou gekry. Hy sê vir hom, Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Let op, hy noem hom nie Petrus nie. Petrus beteken rots. En Jesus doen nooit goeders onnodig of sonder dat daar 'n dieper betekenis in is nie. Ek kan nie definitief sê nie, maar dit wil lyk asof Jesus hom jy Simon, seun van Jona noem, omdat hierdie ding gebeur het. Want voordat Jesus dood het, het hy vir Petrus gesê, jy is die rots op hierdie kerk gebou gaan word. En nou noem hy hom nie Petrus nie, hy noem hom net seun van Jona. So ons praat altyd van die olifant in die kamer. Die olifant hier op die strand tussen Petrus en Jesus was hierdie ding wat gebeur het, dat hy Jesus 3 keer verloon het, terwyl Jesus hom eintlik nodig gehad het. So wanneer ek gaan kyk het na die vraag wat Jesus hom gevra het, gebruik hy die woordjie vir liefde, agape. Dis 'n liefde wat alles gee, 'n liefde wat onselfsugtig is. Dis die liefde waarmee Jesus ons lief het, want hy het sy lewe vir ons gegee. Nou toe Petrus vir Jesus voor sy dood gesê het dat hy sal vir hom doodgaan, het hy eintlik vir hom gesê, ek het u meer lief as enige van hierdie, ek is bereid om vir u dood te gaan. So daar waar Petrus met Jesus gepraat het, het hy die woordjie agape gebruik. En nou spesifiek kom vra Jesus vir Petrus, het jy my waarlik lief? Het jy my lief met 'n agape liefde, 'n liefde wat alles gee? En Petrus sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Weer 'n keer interessant, die woord wat Petrus gebruik om Jesus te antwoord, is die woordjie verleie. Dit is die liefde wat jy vir 'n vriend het. So Petrus is heeltemal eerlik met Jesus. Hy sê vir hom, ek het die lief soos 'n vriend. Want hy weet op hierdie stadium, hy het nie sy liefde gewys as 'n agape liefde nie. Hy besef, hy het gesê hy het Jesus se lief, maar hy kon dit nie wys nie. So hy antwoord Jesus baie eerlik en sê, ek het die lief soos 'n vriend. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. 'n tweede keer vra Jesus hom, het jy my lief met 'n agape liefde? 'n liefde wat alles gee, 'n liefde wat jy self sal doodgaan vir hierdie ander persoon. En tweede keer antwoord Petrus hom, ek het u lief met 'n verleie liefde, met 'n broederlike liefde, 'n liefde soos wat 'n vriend 'n ander vriend het. Jesus kom en hy vra hom 'n derde keer, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Hierdie derde keer wat Jesus vir hom vra hy vir hom, het jy my lief met 'n verleie liefde? Het jy my lief soos 'n broer? Het jy my lief soos 'n vriend? En Petrus het bedroef geword. Ek dink die eerste rede hoekom hy bedroef geword het, is omdat hy miskien gehoor het, Jesus vra dan vir hom die ander manier van liefde. Jesus vra hierdie keer vir hom, het jy my lief soos wat jy 'n broer sal hê? Maar ook, dis 'n derde keer wat hy hom vra, en dit was 3 keer wat hy vir Jesus verloon het. En 3 keer wat die haan gekraai het. So Petrus het onmiddellik geweet waaroor gaan die hele gesprek. Dit klink soos net sommer 'n gewone gesprek, maar vir die 2 mense was dit 'n baie dieper gesprek. En wat ook interessant is, Jesus vra dit voor al die disippels. So hy wil hierdie saak regstel met Petrus voor die ander disippels. So die derde keer wat Jesus hom vra, het jy my lief, te verlei jou liefde. Het Petrus bedroef geword, omdat hy die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei.
So hierdie derde keer toe Petrus vir Jesus antwoord hy weer, U weet alles, U weet dat ek U liefhet, soos 'n broer, soos 'n vriend. En die derde keer sê Jesus op hom, laat my skuld bewy. So ek wil 'n bietjie gaan kyk na hierdie wat Jesus vir hom gesê het. Saam met elke vraag het hy vir hom gesê, laat my skuld bewy en laat my lammers by die eerste keer en toepas my skape op en laat my skuld bewy. Hierdie verwys na 'n as jy vir die Here werk, wat is die woord wat ek versoek? Jou bediening. Dit verwys na bediening. So hierdie het al reeds begin toe Petrus see toe is. Hy het gegaan om te gaan visvang. Want Jesus is nou dood en hy voel soos 'n totale mislukking, dink ek. As ek moet raai, hy soos 'n mislukking gevoel. Hy het nie gedoen wat hy gedink het hy kan doen nie. Nou gaan hy terug see toe en hy gaan vang vis. Waar het Jesus hom oorspronklik gekry in Matteus 4? Hy het hom gekry waar hy vis gevang het. Dis toe Jesus hom die eerste keer geroep het. Hy het vir Petrus gaan haal waar hy vis gevang het. En hy het vir Petrus gesê, ek gaan jou visserman van mense maak. En wat het hierdie oggend gebeur? Petrus gaan en hy gaan vang weer vis. Hy gaan weer terug na sy ou lewe toe. Hy voel nou, hy is nie goed genoeg vir die bediening wat Jesus hom gegee het. Hy gaan weer vis vang. En hy vat hierdie ander disipels saam met hom. Hulle was ook vissermanne en hulle gaan ook saam met hom visvang. So hulle gaan almal terug na hulle ou lewe toe. Want Jesus is dood en hulle voel nou, wat word nou van hulle? Hulle is soos skape sonder 'n herder. En toe Jesus daar aankom en hulle die aand niks vis gevang nie, met ander woorde, hulle gaan terug na hulle ou lewe toe en hulle doen wat hulle voorheen gedoen het, maar is nie suksesvol nie. Toe Jesus daar aankom, verander hy dit. En hy sê vir hulle, gooi hulle net aan die ander kant uit. En toe hulle het aan die ander kant uitgooi, toe vang hulle so baie vis, dat hulle sukkel om die net uit te sleep, maar die net skeer nie. So waar gaan het? Gaan het daaroor dat daar meer vis aan die ander kant van die bootjie was? Nee, dit gaan daaroor dat dit wat Jesus vir hulle gesê het, om vissers van mense te wees. Jesus gee weer vir hulle daai opdrag. Hy gee weer vir hulle daai bediening. En wanneer Jesus met Petrus praat, hy sal hy vir hom 3 keer vra, het jy my waarlik lief? Elke keer sê hy, laat my lammers bly, pas my skape op, laat my skape bly. Hy gee weer vir hom sy bediening terug. Hy sê, jou bediening is nie oor nie, net omdat jy 'n fout gemaak het, net omdat jy iets gedoen het waar jy nou skaam kry. Beteken dit nie jou bediening is oor nie. Dit beteken nie, dit wat ek voorheen vir jou gesê het, waar ek jou geroep het, is oor nie. En hierdie was vir my besonder mooi geweest, want hoeveel keer in ons lewens gee die Here vir jou 'n bediening, gee vir jou 'n opdrag. En sodra jy ergens verkeerd stap, dan voel jy is nie meer goed genoeg nie. Jy gaan terug na jou ou lewe toe, jy gaan doen wat jy gedoen het voordat Jesus jou bediening vir jou gegee het. Maar as ons kyk na hoe Jesus vir Petrus verander het, is dit baie, baie besonder. Nie almal van ons het al op daai plek gekom waar jy iets so spesiaal vir Jesus bedien soos om vir hom dood te gaan nie. Petrus het daai geleentheid gehad, maar dit was 'n baie, baie moeilike ding wat hy sou moes doen as hy gesê het dat hy Jesus ken. As jy nou ooit 'n film gekyk het van hoe dit was in die tyd van die Romeine, hoe Jesus geleef het, hulle was ongelooflik vreed. Ek meen die manier wat Jesus gekruisig is 'n verskriklike wrede manier van doodgaan. Daai manier wat hulle Christene doodgemaak het in die arenas en goeders. So Petrus het in 'n tyd gelewe waar hy bekend was met hoe mense doodgemaak word, as hulle enigstens gaan teen wat die Romeine gesê het. So hy moes in absolute vrees gewees het, en in vrees het hy ontken dat hy vir Jesus ken. So ek dink nie enigeen van ons kan hom regtig kwaadlik neem. Dit is maklik om te sê, ja, my Jesus het dit verloor. Maar sou ek en jy bereid gewees het om so 'n groot offer te bring? Sou jy bereid gewees het om te sê, gooi my maar nie alleen as saam met Lies of laat ek
gekruisig word saam met Jesus. Want dit is in alle waarskynlikheid wat sou gebeur. Maar Jesus kom hierso, en op 'n manier dink ek het hy verstaan, maar die manier wat hy met Petrus praat is vir my baie mooi en baie spesiaal. In die eerste plek het hy alreeds vir Petrus op die strand gewag, soos 'n vriend. Hy het 'n vuurtjie gemaak, en hy het vir hulle so lank beginne ontbyt voorberei, en toe die visies nou kom en die visies is gevang, toe het hy die visies ook gaar gemaak en hy het dit vir hulle uitgedeel, soos 'n vriend. Met ander woorde, Jesus het gekom en het vir Petrus en die ander disippels ontmoet op die vlak waar hulle was. Oorspronklik wou Petrus vir Jesus sê, ek het u lief met 'n baie groot liefde, 'n liefde waar ek my lewe vir u kan aflei. Maar Jesus het geweet, eintlik is hy op die oomblik net in staat daartoe om 'n vriend, 'n liefde te hê soos 'n vriend. So Jesus kom en soos 'n vriend gaan wag hy vir Petrus en die ander disippels op die strand. En dit is wat in ons lewens ook gebeur. Solank as wat jy bereid is om 'n verhouding met Jesus te hê, hy ken jou so goed. As jy net daartoe in staat is om 'n liefde te hê soos 'n vriend, kom ontmoet hy jou daar waar jy die verhouding met hom kan hê soos 'n vriend. Maar vanoggend wil ek julle los met ietsie baie belangriker. As jy vanoggend vir jouself sou kon afvra, as Jesus nou hier voor my kom staan en hy kom vra vir my, het ek hom waarlik lief? Op dieselfde manier as wat hy vir Petrus gevra het. Die eerste keer het jy my waarlik lief met 'n agape liefde. Is jy bereid om dood te gaan vir my? Elkeen van ons kan net eerlik antwoord. Ek weet nie of ons enigstens sou kon ja sê vir daai liefde nie, maar ons het nie nodig om meer te wees as wat ons regtig is. Ons kan eerlik antwoord. As jy vanoggend kan antwoord, ek het u lief met 'n verleie liefde, soos 'n vriend. Ek het 'n verhouding met u. Ek kan sê ek is soos 'n vriend. My verhouding met u is soos 'n vriend of soos 'n broer. 'n baie goeie broer. Dan sê Jesus vanoggend vir jou, dis okay, ek ontmoet jou daarso. Maar as Jesus vir jou kom staan en hy vra vir jou, het jy my waarlik lief, en jy kan nie eers ja sê op 'n verleie liefde nie, met ander woorde, daar is geen verhouding tussen my en u nie. Die Bybel sê, dan gaan hy vir jou sê, gaan weg van my af, ek het jou nooit gezien. As jy eendag voor Jesus moet staan en jy kan nie eers sê, dat ek het 'n verhouding met u, dan is jy nie moeilikheid. En ons is nog hier so waar ons nog kan sê, dat ons verhouding kan regmaak met die Here. Maar een dag is jy regtig aangesig tot aangesig voor hom staan en hy vra vir jou die vraag, en jy kan hom nie eerlik antwoord, dan is die moeilikheid. Wat vir my mooi is as ons verder lees, vers 20. Kom ons lees net eers weer vers 19. En dit het hy gesê om het aan te dui die hoedanige, ons begin by vers 18. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui, die hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. En dan gaan Petrus aan en praat met hom, maar ek wil nie nou daar stil staan nie. Wat ek vandag van julle wil los is, Jesus het onmiddellik vir Petrus gesê, jy gaan nog vir my sterwe. Daar kom 'n tyd wat jou liefde gaan sterker word, en het gaan so sterk word, dat jy actually agape liefde gaan hê. Jesus het hier so 'n profesie oor Petrus uitgespreek. Hy het hom gesê, jy gaan gevange geneem word, en jy gaan gebring word waar jy nie gebring wil word nie. En 34 jaar nadat hierdie gebeur het het wel gebeur dat Petrus gevange geneem is. En hulle wou hom kruisig, op presies dieselfde
dieselfde manier as wat Jesus dood is, wou hulle hom kruisig, omdat hy vir Jesus geleef het, omdat hy die woord van Jesus uitgedra het, en die straf daarvoor volgens die Romeine was om te kruisig. En die van julle wat die geskiedenis ken sal weet dat Petrus op daai stadium het hy gesê, ek is nie waardig om soos Jesus gekruisig te word nie. Kruisig my onderste oor. So van die tyd af wat Petrus die eerste keer vir Jesus verloon het, tot daai tyd 34 jaar later, het sy geloof so gegroei dat hy op daai stadium kon sê, ek het nou agape liefde vir Jesus. En ek het daaraan gedink, as Petrus die eerste keer al vir die mense wat hom gevra het, ken net daardie man, as hy toe al kon gesê het, ja, ken hom, en hy was toe gevange geneem en doodgeneem, is daar 34 jaar in sy lewe dat hy nie vir Jesus sou kon gewerk het. So selfs met dit het Jesus 'n plan gehad. Mens kom in jou lewe en jy voel, jy het hierdie of hierdie gedoen, jy het daar verkeerd gemaakt, jy het verkeerd gestap, en jy is nou helemaal onwaardig om Jesus verder te volg. Maar Jesus vir Petrus gesê, nadat hy hom gesê, toe hy sy sterf het hom gesê, volg my. En as jy op so'n plek is waar jy iewers gevoel het dat jy is nie goed genoeg om Jesus te werk nie. Jesus vanoggend vir jou, volg my. Soos wat jy begin het om hom te volg, soos wat jy daai tyd waar hy vir jou jou bediening gegee het om gevolg het, hou aan om ons te volg. Volg hom tot die einde toe. Stapie vir stapie, hy sal jou help, dat jy sterk genoeg sal wees, om daar te kom, waar jy uiteindelik kan doen wat jy veronderstel is om te doen. Maar nie moedeloos raak, as jy iewers nie die regte kan doen. Daar waar jy skaam is vir iets wat jy gedoen het, moet jy daar stilstaan. Gaan aan met jou bediening, vat hom stap vir stap. Dit hou nie op die dag as jy iets verkeerd doen. Jesus ken ons beter as enig iemand anders. Hy weet precies wat in jou hart aangaan. Hy weet precies wat sy liefde weer vir hom het. Belangrikste is, 'n verhouding met hom. Leer van hom, praat met hom. As jy daar kan staan vanoggend wat jy ten minste Jesus kan sê, ek is vir die lief, soos wat ek vir 'n broer of vir 'n baie goeie vriend is. Dan is jy die regte pad. As jy nog nie daar is, maar jy kan sê, ek het agape liefde vir iemand. Dis okay. Daai tyd gaan moontlik nog kom. Ons weet nie wat in die toekoms nie, ons weet nie wat gebeur oor 'n jaar miskien. Miskien kom Jesus ons al voor dit, ons weet nie. Maar as ons in die verdrukking moet ingaan, as ons deel van die verdrukking moet weermaak, Jesus gaan met ons wees, maar ons gaan dit nie kan doen as ons nie 'n verhouding met hom het. En dis ook julle vanoggend van ons met die vraag, is jy waarlik van hom? Dat van die liedjie wat ons laaste gesin het, kon ek van my hart, as tyd julle vir ons net weer kan speel. Ek vraag dat ons net so'n bietjie in gebed sal wees en net sal dink, as Jesus hier voor jou staan en hy vraag jou daai vraag, hoe gaan jy antwoord? Hoe gaan jy hom eerlik antwoord? Sal jy kan antwoord soos Petrus, ja, Here, u weet, u ken my. Ek het u lief. Al is dit nog nie 'n agape liefde nie, maar ek het u lief. Of is jy nog glad nie daar waar jy verhouding met Jesus het nie. En as jy nie het nie, wil ek vir julle smeek, dat ek dit vanoggend reg maak. En dan vat julle dit stap vir stap van hier af.
Hierdie is 'n diep koningsdag. Dit is lekker dat elkeen van ons is hier die binne aan te raak. En weet jy, is hy werklik die koning van jou hart? Is dit jou alles? En terwyl ek daar sit, probeer ek weer daai hart raak te sien na buite wat ons elke keer so na kyk. En baie van ons het baie dinge in ons hart wat ons verkeerd meer gaan wandel en gehandel het. Maar as hy die koning van jou hart is, vergewe hy jou. Hy spreek jou vry. Jy moet regtig berou toon oor dit wat jy gedoen het. En ek wil vir elkeen van julle sê, maak hom die koning van jou hart. En jou lewe sal anders te wees. Ek gaan jou nie beloof alles gaan regloop nie, maar daar gaan 'n tyd in jou lewe kom waar jy goddelike vrede gaan hê hiervan. Ons almal het daai vrede nodig. Mag hierdie boodskap, as oor Helma, is dit die boodskap, my geraak vandag. Sy raak die koning van jou hart. En ons sluit af, en ek is onze Vader, Here, baie dank vir die woord wat ons vandag ontvang het. Here, dat elkeen van ons gaan sit en weer dink daaroor. Here, en weer besef, is U die koning van ons hart. Here, geef ons elkeen 'n rustigheid. Here, dankie vir die reën wat val. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om kerk toe te kom vandag. Dat elkeen van ons het gemaak het tot hier, Here. Hier waar ons huis toe gaan, Here, dat ons veilig sal wees. Here, dat ons net hierdie reën, hierdie sagte reën wat val, ek kan beleef en weet, U is die koning van ons hart en ons sê dankie, dat U die aarde vir ons afkoel en skoon was. So kom U nie, was elkeen van ons skoon, ons moet U net waarlik die koning van ons hart maak. Here, dankie daarvoor, en Here, hier waar almal gaan praat, dat die hand van beskerming oor elkeen sal wees, en ek bid dit in U naam, Amen.